Ons lees in vers 30 'n stelling wat Paulus maak. Daarom is daar onder julle baie swakkes en sieklikes en 'n aantal het ontslaap. Wat 'n stelling om te maak. So kom ons kyk vanaand daarna en kom ons begin by vers 24. 1 Korintiërs 11 vers 24. En nadat hy gedank het, het hy die brood gebreek en gesê: Neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my nagedagtenis. Sy liggaam gebreek vir ons. Elkeen van ons het 'n gebreekte deel van sy liggaam ontvang, sodat daardie gebreekte liggaam in ons volkome kan word as die volle grootte Christus, sodat ons volmaak gereflekteer kan word. Die ware hy, as jy. Daarom is die opdrag, Efesiërs 4 vers 13. Kyk wat sê Efesiërs 4 vers 13. Totdat ons almal kom tot eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die volle grootte van Christus. Is interessant nie? Daarom, hoor wat sê Paulus in verband met dit, hoor wat sê Paulus in Galasiërs 4 oor dit, Galasiërs 4 vers 19. So elkeen van ons het 'n deel van Christus, as die volmaakte volkomenheid van Christus, sodat Christus in en deur ons geopenbaar kan word, sodat ons almal kan kom tot eenheid van die geloof, tot 'n volwasse man, tot die volle grootte Christus. Galasiërs 4 vers 19 sê Paulus: vir my kinders vir wie ek weer in baringsnood is, tot Christus nou in julle gestalte vind. En as jy nou Sondag na dit kyk, wat dit beteken, en dit is so fantasties. Dit is so fantasties. Met ander woorde, dit is my liggaam gebreek vir julle. Elke mens op die aarde het 'n deel ontvang as deel van hierdie liggaam gebreek, sodat wie en wat ons is, kan geopenbaar word as volkome, die volle grootte Christus. Is dit nie wonderlik nie? Dan sê 1 Korintiërs 11:25 is interessant. Net so ook die beker na die ete, met die woorde: hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as dit daaruit drink, tot my gedagtenis. Die nuwe bloed, wat beteken dit? Handelinge 17 vers 26 sê, kyk gou wat sê Handelinge 17:26 oor die bloed. En wat beteken dit? Wat beteken hierdie bloed vir my en vir jou? Handelinge 17 vers 26. Ek blaai gou soontoe. Dis baie interessant. Handelinge 17 vers 26. In verband met die bloed, hierdie beker van hierdie bloed van die Nuwe Testament, wat beteken dit vir my en vir jou? Wat beteken dit vir elkeen van ons, as ons 'n deel het, as hierdie liggaam van Christus, en die opdrag is, tot almal kom tot eenheid van die geloof, 'n volwasse man, die volle grootte Christus. Is dit nie groot nie, is dit nie kosbaar nie? Handelinge 17:26, en hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak, om oor die hele aarde te woon, terwyl hy vooraf bepaalde tye en grense van hulle woonplek vasgestel het. Hy het uit een bloed, wat beteken dit? Uit een bloed, 'n verklaring van wat ons oorsprong is as uit sy bloed. Die verklaring, ons het dieselfde DNS as sy bloed. Daar dieselfde bloed vloei nou in my are, en dit verklaar my volkomenheid van my siel as volbring, waaruit ek nou leef, as die Christus lewe. Want die Bybel verklaar, dat die siel van die mens is in sy bloed. Die siel van die mens is in sy bloed. Hoe kragtig is dit nie? Met ander woorde, die bloed verklaar, ons is uit een DNS, ons het dieselfde vader, ons het dieselfde DNS groep, ons het dieselfde gene, monogeen, almal uit een geen, die Christus geopenbaar. Daarom is daar een seun, die verheerliking van wie en wat hy is, die openbaarmaking van die liggaam gebreek, sodat dit kan volkome word in elkeen van ons, as die volle grootte Christus. Is dit nie mooi nie? Dit is so baie interessant. Kyk wat sê Joël 3:21, ek gaan 'n profesie uit. Joël 3:21 sê, en ek sal hulle bloed onskuldig verklaar, wat ek nie onskuldig verklaar het nie, en die Here sal op Sion bly woon. Met ander woorde, mense, jou bloed en jou siel is in onskuld verklaar. As ek en jy kan leef nou uit daai dimensie as volkome,
sal ons nie meer wees baie wat siek is, swak is, en 'n aantal wat ontslaap het, wat gesterf het nie. So dis 'n kragtige woord, dis iets kragtigs wat ek en jy kan gebruik en toepas, en uit daai bewustheid leef, as die Christus geopenbaar, want Sion beteken 'n plek van suiwer bewustheid, dis waaruit ons leef. Is dit nie wonderlik nie? Dan sê 1 Korintiërs 11:26, want so dikwels as julle hierdie brood eet, en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Verkondig ons die dood van die Here, totdat hy kom. Wat beteken dit? Ons verkondig die dood, want jy saam met hom is reeds dood. Ons is van mening toe een sterf, het almal gesterf, omdat die ou mens nie meer bestaan nie, want hy was die laaste, sodat ons hom nou kan verheerlik in en deur ons. So jy verklaar hierdie koms in jou vleesliggaam as sigbaar, hy wat verheerlik word in en deur my, as die koms. Is dit nie groot nie? Met ander woorde, ons verwag hom nie met 'n wolk wat 70 na Christus in vervulling gebring is nie. Ons is die openbaarmaking as hy. Habakuk 2:14 sê, die kennis van hierdie heerlikheid sal die aarde bedek, soos die waters die seebodem, en hy koms is ons wat hom openbaar as sy liggaam. Want Kolosse 1:18 sê mos, hy is die hoof, ons die liggaam, as eersgebore uit die dode. So ons openbaar hom nou, as hierdie koms, die Christus geopenbaar in vlees. Is dit nie mooi nie? Is dit nie groot nie? Kyk, ons sê 1 Korintiërs 11:27, wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet, of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Wat beteken dit? Wat beteken vers 27? Sal skuldig wees. Wie op onwaardige wyse as skuldig aan die liggaam. Dit beteken, daar is net een liggaam. Efesiërs 4:4 sê, daar is net een liggaam. Wat is hierdie onwaardige wyse? In Matteus 16:23 sê Jesus iets interessants. Hy het omgedraai en vir Petrus gesê, wyk Satan, jy is vir my 'n struikelblok. Hoekom? Want jy bedink die dinge van 'n mens, en ons dink nie soos God nie. Want ons het mos die denke van Christus. So om te dink soos 'n mens, om te dink ek is maar net 'n ou sondaar, terwyl ek en jy die openbaarmaking is as sy koms in 'n vleesliggaam verheerlik, verklaar jy dan op 'n onwaardige wyse, jy ag hierdie liggaam, hierdie vleesliggaam, ag jy as maar net die liggaam van 'n mens. Ons is mos net uit stof en ons wil terugkeer na stof. Dit is die onwaardige wyse waarop ons die brood breek en die beker drink met 'n verklaring. Ons weet nie wie ons is as die ware nie, want Efesiërs 4:4 sê, daar is net een liggaam. Nou as daar net een liggaam is, wat is ons? Wie is ons dan? Die openbaarmaking as hierdie vleesliggaam. So dis wat vers 27 beteken. Dan sê 1 Korintiërs 11:28, maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en so uit die beker drink. Hoe beproef jy jouself? Hoe vind jy jouself beproefbaar vir dit? Wat beteken dit? Kyk gou wat sê 2 Korintiërs 13 oor dit. Kyk gou wat sê 2 Korintiërs 13. Dit is 'n belangrike boodskap vir hierdie mense. Dis die rede hoekom daar baie swakkes en sieklikes is, omdat ons met 'n bewustheid van 'n mens denke, dink hierdie liggaam het nie waarde nie, hierdie liggaam beteken niks, terwyl hierdie liggaam reeds geheilig is, terwyl hierdie liggaam die openbaarmaking is in vlees as sy koms. Daarom is daar net een liggaam. Hoe stel ek myself beproefbaar? Hoe stel ek myself op die proef? 2 Korintiërs 13 sê iets interessants. Hoe doen ek dit? Kyk wat sê 2 Korintiërs 13. 2 Korintiërs 13 vers 5. Ondersoek julle self of julle in die geloof is. Stel julle self op die proef, of is julle nie seker van julle self dat Jesus Christus in julle is nie, as julle ten minste nie verwerplik is nie. Wow, wat 'n stelling. Wat 'n stelling om te maak, mense. Is dit waar vir my en jy, van jou? Is dit ons bewusheid waaruit ons leef? Is dit dimensie Christus waaruit ons leef? As Sion. In Psalm 132 vers 13 en 14, hy het Sion uitverkies. Hy het Sion begeer as woonplek. Hy het Sion begeer as rusplek vir ewig. En dis ek en jy, die bewuste Christus bewustheid, want ons het die denke van Christus, tot almal nou kom tot eenheid van die geloof, 'n volwasse man, die volle grootte Christus. Sê gou vir my, kan die Christuswese siek word? Kan die Christuswese doodgaan? So ek en jy is hier om te reflekteer die Christus as verheerlik op die aarde, en dit moet die aarde bedek soos die waters, die seebodem. Is dit nie 'n groot stelling nie?
Is dit nie 'n geweldige groot stelling nie? Is dit nie 'n groot stelling nie? Dan sê 1 Korintiërs 11:29 iets interessants. Want wie op onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam, dan sê die Afrikaanse vertaling van die Here nie onderskei nie, maar daardie van die Here is bygevoeg deur vertalers, omdat hulle self ook nie geweet het nie. Met ander woorde, 1 Korintiërs 11:29 sê, wie op onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam, wie is die liggaam? Wie is die feesliggaam van Christus? Ek en jy nie onderskei nie, terwyl ek en jy onsself of mekaar nie onderskei as die liggaam van Christus nie. Dis wat dit beteken. So wie op onwaardige wyse eet en drink, jy bring dit oor jouself, want jy is die liggaam, omdat jy jouself nie onderskei as die liggaam nie. Daarom is daar 'n veroordeling in jou eie hart. Daarom sê 1 Korintiërs 12:27, julle is die liggaam van Christus en onderlinge lede. Is dit nie kragtig, die mense? Is dit die kragtige stelling wat Paulus gemaak het, die mense? En dan sê 1 Korintiërs 11:30, daarom is daar onder julle baie swak is, as die wat sieklik is, en 'n aantal het ontslaap. Hoekom? Hoekom word die mense dan nog siek? Hoekom gaan die mense dan nog dood? Hoekom? Want ek en jy is ons eie vyand, want die Christus liggaam kan nie siek word of doodgaan nie, en ons is die openbaarmaking, die reflektering as hy, want hy het 'n vleesliggaam, die woord het vlees geword, kom aanneem, om 'n restaurering te bring in hierdie liggaam, my en jou liggaam, as sy liggaam, wat nie aan ons behoort nie, wat duur gekoop is, verheerlik God nou in jou liggaam, sodat hy geopenbaar kan word as hierdie koms, en dit weerhou ons dan van swakheid, van siekte en van die dood, want Christus kan nie siek word nie, Christus kan nie doodgaan nie, ons reflekteer hom as die ware, en ons kondig aan, dit is sy koms, ons openbaar hom as sigbaar. Daarom kyk wat sê Psalm 82 oor dit, is kort en ek sluit by dit af. Kyk wat sê Psalm 82, hoe is ons eie vyande? Wat is die probleem dan van die mens? Kom ek wys vir jou, ons redeneer nie, ons bewustheid en ons optredes en ons oortuigings is die, nie van 'n Christus mensie, maar net van 'n mens. Dis hoekom, ons is vir hom 'n struikelblok, omdat ons nie dink soos God nie, omdat ons nie leef uit die mensie Christus denke nie, ons dink soos 'n mens. En wat is die struikelblok? Christus in ons kan nie geopenbaar word as uit ons, as gereflekteer nie. So ons is die struikelblok as 'n mens, bewustheid, ek is maar net 'n sondaar, ek is nie goed genoeg nie, ek weet nie wie ek is nie, ek is net uit stof. Jy's 'n struikelblok, sodat Christus in jou, as die koms, nie verheerlik sal word, as in en deur jou, as gereflekteer nie. Dis wat dit beteken. Ek sluit af. Kyk wat sê Psalm 82 vers 6. Ek self het gesê, julle is gode, en julle is almal seuns van die Allerhoogste. Nogtans sal julle sterwe, soos mense. Nogtans sal julle 'n swakheid en siekte hê, soos die mens, omdat ons nie kan onderskei die liggaam. Ons is eintlik die liggaam, as die openbaarmaking, die Christus geopenbaar, sodat ons kan kom tot die volle grootte, en dit is die koms, as die verskyning, die sigbaar word, met geen siekte, geen dood, geen swakheid, net 'n lewe. Watter lewe? Die Christus lewe, want ek het gesterf, ek is saam met Christus verborge in God, en wanneer Christus, wat nou my lewe is, 'n oortuiging as bewustheid wie ek is as die ware, geopenbaar word, my vriend en my vriendin, sal ons as Christus in heerlikheid geopenbaar word. Is dit nie fantasties nie? Is dit nie wonderlik nie? Mag het met jou goed gaan aan alles? Mag jy gesond wees soos dit met jou siel gaan? Jou siel is in jou bloed, maar hy het ons bloed kom heilig, hy het ons bloed kom reinig, want ons almal is uit een bloed. Uit wie se bloed? Die Christus bloed. So Jesus Christus se bloed is in my are, sy DNS is my DNS. Wie en wat hy is wie en wat ek en jy is, as sy vlees, die openbaarmaking van wie hy is. En as ons hier beginne lewe, geniet ons 'n oorwinning, as 'n vleesliggaam, sy tempel, sy huis geopenbaar as ewigheid, sonder siekte, sonder swakheid, sonder die dood. Is dit nie groot nie? Ek hoop ons het iets ontvang. Liefde groete vir elkeen.